sal darm alright wees. Ek dink ons begin maar, hier kan dalk nog 1 of 2 mense bykom. Dit is wel 'n snaakse tyd om aan die gang te kom. Baie welkom by spesifiek hierdie tema. Ons het vermoed, vriende, dat dit 'n belangrike tema is om ons tyd om oor te gesels. Baie wat 'n mens hoor is dat dit ons meer daarvan sien as wat ons gedink het. En ek hoop vanaand kan sinvol wees vir julle. Ons het 2 geleenthede, dink ek het julle gesien. Ek begin vanaand met die eerste geleentheid en volgende week dieselfde tyd sal Dr. George Roux, wat 'n kliniese sielkundige is, hy was lank in Somerset-West, sy praktyk is nou hier in die strand in, hy is ook 'n predikant, sal hy ook praat. En laat ek sê gou, ek dink ons sal maar oorvleuel op punte, maar as ek dit amper so kan stel, ek sal dalk vanaand 'n bietjie, ek is nog nie 'n sielkundige nie, praat oor kan ek amper sê gewone forme van angs en depressie, terwyl George volgende week 'n bietjie sal gaan op dalk ernstiger forme van angs en depressie, as ek so onderskeid kan maak. Maar ek dink voordat ons begin, ons is gelowiges hier by mekaar, die goed het alles te doen ook met ons geloof en hoe ons dink oor geloof en wat 'n plek geloof in ons lewens het, en ons sal vanaand 'n bietjie daaroor praat ook. Kom ons word stil en dan doen ons 'n gebed saam. Here, ons glo dit is U wat ons vanaand hier by mekaar gebring het. Om te praat, Here, oor sake wat baie mense, al hoe meer mense se lewens raak, intens raak by tye. Ons weet dat dit mense, ook gelowiges, Here, se lewens baie moeilik en ongelukkig kan maak. Dankie vir die geleentheid om daaroor te kan gesels. Dankie, Here, dat ons kan glo dat U self nou hier by ons teenwoordig is. Vader, met U liefde vir ons, Here Jesus, U is teenwoordig met U genade en vergifnis. En Heilige Gees, ons weet dat U hier is om ons te bind aan Jesus en die Vader en ook te bind aan mekaar en ons so te help om die diep troos van die evangelie te ervaar. Help vir ons, Here, dat vanaand ook op 'n manier ontmoeting met U sal wees. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Okay. Goed. As ek kan sê wat ek gaan probeer doen, en ons gaan so 'n uur, maksimum 1 uur en 'n kwart besig wees. Ek gaan inleidend 'n paar interessante opmerkings maak oor seer, angs en lyding. En dan in die laaste 3 gedeeltes wil ek praat oor wat dis 'n baie moeilike vraag en daar's baie menings oor, maar oor wat angs veroorsaak. Dink ons, daar's baie meningsverskil, maar dit is interessant om dit te hoor. En dan die tweede laaste ding, hoe ons mense help om te leer leef. Ek wil, ons kan dit oplos op 'n manier partykeer, maar jy hoor die formulering is nie hoe kom ons heeltemal los en vry van angs nie, maar hoe leer ons leef daarmee. 'n Hele klompie goed wat mense sê wat ons kan leer, perspektiewe wat ons kan help en so aan.
En dan laaste wil ek praat oor 'n paar dissiplines. Amper almal wat goeie goed skrywe oor angs, sê van die beste goed wat 'n mens kan doen is om 'n lewenspatroon te hê waarin daar sekere vaste goed is wat jy doen en waarmee jy lewe of dit met jou goed of sleg gaan. En om binne daai goed te bly kan 'n geweldige impak op 'n mens se lewe hê. So dis die laaste een wat ek wil doen. Goed, so 'n paar interessante goed. Ek het met my leeswerk nou, 'n mens vermoed dit eintlik, maar net weer agtergekom dat hierdie probleem, seer, angs en depressie, vriende, is wyer as wat baie mense dink. Ons het nog 'n ding dat 'n mens eintlik nie daaroor praat nie. Mense wat dit het, voel om een of ander rede baie keer half skaam. Jy wil nie hê mense moet dit weet nie. Om baie snaakse redes. Maar die werklikheid is dat dit baie wyer loop as wat ons dink. Ek wil nou sê, as ek dink aan 40 jaar terug, jy weet, was dit nog erger. Ek wil niemand het daaroor gepraat nie. Onthou daai tyd het E.L. de Villiers 'n boek daaroor geskrywe. En dit was 'n groot storie gewees. Statistiek wat ek nou gesien het sê dat hulle vermoed omtrent dis oor die FSA dat 25% van alle Amerikaners iewers in hulle lewe 'n storie hiermee het, tot op die punt dat hulle met iemand moet gaan praat daaroor. Ek dink jy weet, dit gee mense 'n bietjie 'n idee. Ek het nou ook 'n klomp Christenskrywers en teoloë se goed gelees. En ek moet sê wat my verras het, ek het hier so 'n boek wat oor 10 teoloë wat daaroor geskryf het, hulle goed kortliks verduidelik. En ek weet nou van 1 of 2 of 3 resente ouens wat daaroor geskryf het, maar ek was verbaas hoeveel vroeë teoloë, onder andere Calvin en Luther albei, wat nou groot ouens in ons tradisie is, het heel wat daaroor geskrywe. Tot ek wil sê, daar's mense wat eintlik sal sê, hulle dink alle mense sukkel op een of ander manier daarmee. Die graad verskil dalk net, by tye is dit nou nie so erg nie, en by ander is dit erger, en by party kan dit baie erg wees. Kan ek vinnig ook net sê oor die terme, ons het daar 3 terme gebruik, seer, wat ek dink jy kan lyding daarby gooi, wat ons almal weet, dit is nou maar goed wat met jou gebeur langs die pad, vriende. Dit het soort van nie met 'n siekte toestand te doen nie. Dit is goed wat oor almal van ons kom by tye seer en lyding. Maar dit kan baie erg wees en dit kan hierdie ander goed veroorsaak baie keer. Dit trigger. Ek sal net nou 'n bietjie terugkom, want die leer leef met seer en lyding is nogal baie belangrike ding. Vrees en angs sukkel mense baie keer om uit mekaar uit te haal, en daar's baie verskillende definisies daaroor, maar ek dink die gewone een wat mense sal sê, daar is 'n groot verskil tussen hulle. Vrees is gewoonlik as daar 'n aanwysbare ding is waarvoor jy bang is. Jy weet, dit is 'n hond of 'n siekte toestand of wat ook al, terwyl angs nie altyd 'n aanwysbare oorsaak het nie. Dis net 'n gevoel wat oor jou kom, en jy is nie doodseker waarmee dit te doen het nie. Daar's ook, maar ek gaan nie daarop ingaan nie, maar daar's baie verskillende forme van angs. Laat ek al na die laaste ene toe kom, angs en depressie. Ek het nou my bediening gesels hier met baie mense wat sukkel met die goed, en in die begin, as ek nou dink 30, 40 jaar terug, as mense so ding gekry het hulle gewoonlik gesê hulle depressie. Maar die waarheid is dat angs gewoonlik 'n groot deel daarvan is. En die twee kan mekaar beïnvloed. Depressie is meer 'n gevoel dat jy net lam is, dat jy nie energie het nie, dat jy nie kan opstaan nie. Dit kan jou angstig maak, en slaapversteurings en al sulke goed veroorsaak. Die ander kant kan ook waar wees. As jy baie lank met angs sit en nie aandag gee daaraan nie, kan dit lei op die ou end tot 'n depressie. So die twee kom nogal saam. Ek dink George sal volgende week meer daaroor sê. Albei van hulle, dink ek sal ons vandag sê,
het vroeër mense gedink dis 'n dis 'n siekte toestand en jy moet maar vir mense medikasie gee daarvoor wat ook niks fout is mee nie. Maar ek dink deesdae sal mense nogal sê meer van die goed het te doen met omstandighede waar as jy goed gesels met mense, goed kan deurpraat, dit 'n groot verskil kan maak. Maar daar is situasies waar dit soms met fisiologiese goed te doen het en wat medikasie dan baie help daarvoor. Interessante vraag as ons na die volgende skyfie toe kan gaan, is wat mense nogal baie oor meningsverskil het, is of dit vandag meer voorkom as vroeër. Uit wat ek nou vir julle gesê het, wil dit amper klink of dit meer as vroeër voorkom. Ek onthou hier verlede jaar toe ons nou oor die gemeentegoed gepraat het en oor wat in die omgewing aangaan, het ek met 'n paar dokters gepraat en een van die goed wat hulle vir my gesê het, deur COVID en na COVID, sien hulle meer mense met angs en depressie as vroeër. Maar daar's ander mense wat sal sê hulle dink ons het in ons tyd net minder daaroor gepraat. Dat dit eintlik algemener was en ek moet sê vriende, as jy gaan kyk na die Bybel, is daar baie duidelik situasies wat dokter of 'n sielkundige vandag sou sê is waarskynlik 'n soort angstoestand of 'n situasie van depressie. Dink maar aan Job, goed uit prediker, uit klaagliedere. En kan ek sê, ek sal net ons moet 'n bietjie daarna kyk. Byvoorbeeld die psalms. 70 van die 150 psalms is klaagpsalms. Nou weet jy, die psalms is die gebedeboek van die Bybel, sodat in baie tradisies sal mense op 'n dag 2 stukke uit die Bybel uit lees, 'n stuk uit die res van die Bybel uit, wat die Here vir jou sê, jou mee help, en dan bid jy 'n psalm. Dit is woorde wat die Here vir ons gegee het, wat ons vir hom sê. Nou sê ek, as 70 van die 150 klaagpsalms is, dan moet dit vir ons iets sê oor die lewe destyds en nou. Dat dikwels maar as ons met die Here praat, voel ons om te sê, Here, wat gaan nou aan? Ek wil dis nie nou lekker hier nie. Hier is 'n klomp goed wat my pla. Kan U my dalk help daarmee? So in die Bybel kry ons die goed al 'n interessante ding ook vir my. Baie mooi boekie wat ek lankal het, maar nou eers goed gelees het, is Be Not Anxious van Ellen Cole. En hy maak 'n interessante punt, julle hoor dit in die woord, Be Not Anxious. Hy sê baie plekke in die Nuwe Testament word Griekse woorde vertaal met moenie bekommerd wees nie. En dit klink nou na 'n vreeslike normale ding. Maar hy sê die beter vertaling daar sou eintlik wees, moenie bang wees nie, of moenie angstig raak nie. So dit beskryf waarskynlik 'n erger ding, as nou maar net 'n bietjie bekommernis. So in die Bybel self, maar ook ander getuienisse van vroeg af. Laat 'n mens dink, dit is nie net 'n moderne siekte nie. Die ding kom langer met ons as wat ons gedink het. Aan die ander kant is daar tog mense wat sê, dalk is dit erger vandag as wat dit vroeër was. Ek het voorreg gehad om 'n baie interessante psigiater, Dr. Harms, te leer ken. Hy was op Bloemfontein hoof van psigiatrie gewees en interessant, was 'n sendingdokter, eerste klompie jaar van sy lewe. En hy het 'n keer 'n interessante opmerking gemaak dat hy sê baie van sy pasiënte kom na hom toe met angs en depressie. En hy sê dit hom baie laat wonder dat hy in bo by Limpopo waar hy was by 'n sendingstasie, sê het hy dit glad nie aangetref by die swart mense, swart stam wat daar gebly het nie. En ek weet dit was vir my verbaasend, en ek het baie gedink, as ek soos hulle moes lewe, jy weet, sou ek heeldag angs en depressie gehad het.
Maar dit is 'n interessante opmerking wat ek net nog toe gaan terugkom. Een van die groot teorieë oor angs en depressie is dat dit te doen het met 'n gevoel van verlies van kontrole. Jou gewone gevoel was dat jy het beheer oor jou lewe. Jy kan sommer sien hoe wat jy die volgende 3-4 weke gaan doen en dit gaan alright wees. En dan gebeur daar goed wat die goed verkeerd laat loop. En jou kan los met 'n gevoel, jy weet, ek het nie beheer oor goed nie. Ek weet nie wat met my gaan gebeur nie. En hy sê, sy verklaring vir die situasie in Noord-Transvaal was, hy sê, die mense daar het nooit gedink hulle het kontrole oor hulle lewe nie. Daarom kon hulle dit nie verloor nie. En angs en depressie hang saam met 'n gevoel van verlies van iets wat jy gehad het. En ek dink nogal dit is baie waar. Dat groot ding in ons lewens is dat ons hierdie gevoel wil hê van ek is in beheer van my lewe. Goed is min of meer reg opgestel. En ek moet dit nou net nie verloor nie. En as jy dit verloor, is dit baie sleg. Van die redes wat mense ook sal sê hoekom hulle dink ons het dit meer vandag, het te doen met onsekerheid, vriende, die algemene onsekerheid van die lewe. Ek sal ook sê met moderne kommunikasiemedia, jy weet, 40 jaar terug het jy nie geweet van die oorlog in Irak nie. Daar was nie kommunikasie daaroor nie. Jy het geweet van die oorlog hier naby jou, maar daar's ver goed wat jy het nie geweet daarvan nie, daarom kon jy nie worry daaroor nie. Nou kom al daai goed net na ons toe en ek dink dit laat mense met 'n groter gevoel van onsekerheid oor die lewe en oor die toekoms as wat jy weet ons dalk 30-40 jaar terug gehad het. Die een ander ding wat 'n gewellige rol speel ook, en ek gaan daar nou 'n bietjie uitbrei, is dink ek, dis veral nou, ek praat nou veral van ons westerlinge, die buitengewone voorspoed wat baie van ons die laaste 40-50 jaar beleef het in vergelyking met vorige geslagte. Jy weet vriende, jy kan dit nie dink nie, ek het nou nie spesifiek die syfers by my nie, maar 100 jaar terug was die lewensverwagting van westerlinge was hier by 40, 50, 55 gewees. Nou leef ons langer. Ek bedoel, meeste van ons het lekker huise en dit maak dat ons 'n geweldige hoë lewensverwagting het. Jy weet van wat met ons kan gebeur in die lewe. Wat ons wil hê. En as daai ding nou vir ons faal, dan gaan dit baie rof met ons. En ek persoonlik dink dit is 'n groot probleem. Net nog hier, ek haal dit hier aan, Douglas John Hall is 'n Kanadese teoloog. Hy sê hierdie voorspoedssindroom wat jy baie in die weste kry, hy's 'n Kanadees, so hy praat nou van Amerika en Kanada veral, is dat hy sê in sy werk met mense, sien hy deesdae 'n nuwe ding wat hy vroeër nie gesien het nie. Dit is, hy noem dit 'n incapacity to suffer. Hy sê jare terug het mense geweet lyding kom partykeer oor jou. En dis nie lekker nie, maar jy moet dit maar skouer as dit kom. Maar hy sê jy kry vandag mense wat om een of ander rede, op een of ander manier 25 en 30 word en nog nooit in hulle lewe regtig seer gekry. En as hierdie ding jou die eerste keer slaan as jy 30 of 40 is jy nie voorberei daarvoor nie. Dan kan dit verskriklik wees vir jou. So baie mense sê hy word groot met hierdie incapacity to suffer. En rondom dit, vriende, voor ek nou by hierdie ander 3 groter goed kom, wil ek half sê die eerste waarheid, ek wil sê 'n ding wat my baie in my lewe gehelp het, hier van 20 af na 35 toe, is net om te verstaan dat lyding en seer is op 'n manier deel van die lewe. Ek dink ek self het op 'n tyd ook dalk gedink dat die mense dalk mag regkry om 'n bietjie paai rondom die goed te loop. Maar dit is
net nie moontlik nie. En ek dink baie situasies van gewone angs en depressie het te doen met hoë lewensverwagtings waaraan nie voldoen word op die ouend nie. Ek dink ek kan ons die volgende prentjie daar kry. Julle ken dalk die mooi aanhaling van Scott Peck. Hierdie boek The Road Less Traveled, is 'n baie mooi boek. Ja, en laat ek gou oor Scott Peck sê, toe hy die boek geskryf het, hy's 'n psigiater, baie mooi waardes en goed, skryf pragtig oor die liefde hier, maar hy was nie 'n Christen toe hy die boek geskryf het nie. 2-3 boeke daarna, die een is ook 'n Different Drum gewees, baie mooi boeke, hoe insigte by hom gegroei het. Maar omtrent 10-15 jaar later het hy 'n Christen geword. En baie mooi goed daaroor ook geskrywe, onder andere een wat ek baie waardeer het, oor golf. Hy's ook 'n golfspeler en hy sê, belangrike ding wys hy in die boek, hoe golf se frustrasies jou kan help om die lewe beter te verstaan en op 'n beter manier met die lewe om te gaan. Dit is vir my nogal 'n mooi boek. Maar in die boek, vir die van julle wat dit nou nie ken nie, begin Peck. En met die woorde, hy sê, life is difficult. This is a great truth, one of the greatest truths. It is a great truth because once we truly see this truth, we transcend it. Once we truly know that life is difficult, once we truly understand and accept it, then life is no longer so difficult. Because once it is accepted, the fact that life is difficult no longer matters that much. En dan in die volgende paragraaf sê hy nou, moeilikheid van meeste mense is dat hulle dink, die lewe behoort nie moeilik te wees nie. En as dit nou moeilik raak vir my, wil ek so gou moontlik ontslae raak daarvan, en mense moet my help, want 'n mens kan nie so lewe nie. Die lewe moet eintlik wonderlik en fantasties en mooi wees elke dag. En dit is deel van groot word. Om te verstaan, seer is deel van die lewe. Lyding, soms erge lyding, is deel van die lewe. Jy weet nie altyd wanneer dit jou gaan tref nie. En as jy dit weet, is Peck absoluut reg, raak dit 'n bietjie makliker amper. Ek sê daar ook, vriende, dat pyn en lyding baie te doen het met hierdie hoë verwagtings. Ek kan 'n storieetjie vertel waar ek dit absoluut besef het. Hoe pyn en seer het nie altyd te doen met objektief, met iets wat gebeur het. As dit gebeur is dit seer, as dit gebeur is dit verskriklik, as dit gebeur is dit baie erg nie. Seer het dikwels te doen met die verskil tussen wat jy verwag het en wat jy gekry het. En hoe groter daai verskil is, hoe erger is die pyn. Laat ek vertel, ek was in my vorige lewe 20 jaar studenteleraar op Stellenbosch, baie met studente gewerk. En in een van my koshuise, die van julle wat nou op universiteit was, weet, predikatedag was daai tyd nou nog 'n groot ding gewees. Dis hier Oktober maand voor die eksamen kom die jaar se punte uit en jy kry 'n predikaat wat nou sê of jy kan gaan eksamen skryf of nie. En 'n deurkom predikaat was op 'n tyd 'n 5 gewees en 7, 5 of 'n 8 was nou cum gewees. Cum laude. En twee van die ouens in my koshuis wat ek baie goed geken het en Christene was en meegeleef het op dieselfde dag, predikatedag na my toe gekom. Die een ou sommer hier so 12 uur die middag en toe ek die deur oopmaak, sien ek sy smile is net so breed en hy sê vir my, "Eers oom, ek het predikaat." Vra hoeveel, so 51. So hy's net bo daai limit, maar hy's in die wolke. Hy's in die wolke, jy kan hom nie keer nie. Hy is toe weg daar, laat die aand, seker 10 uur.
kom daar 'n ou by my aan, hy was by my op die kerkraad gewees, ingenieurstudent, briljante student. Vra of ek kan inkom, ek sê ek kan inkom, ek sien iets fout met hom. Toe ons begin gesels, toe kom het nou uit, ek het geweet, hy is in die rand daarvoor. Hy was soort van een van 3-4 ouens wat 'n kans gestaan het om die kanseliersmedalje te wen op Stellenbosch. Dis soort van die prys wat gegee word vir die student met die beste punte oor die hele tyd van sy studie. En ek dink hy het nou nogal sy hart daarop gehad wat ek nog nie geweet het nie. En hy sê toe hy die aand en ek wil toe begin om in huil sê hy het dit nou nie gekry nie. Want hy moes vir die een vak sê nou maar 96 gekry het en hy het 92 gekry. En die ironie, hierdie ou sit voor my in trane, sy lewe is verwoes, voel hy. Hy het gedink hy gaan die kanseliersmedalje kry en wat dit vir hom in sy lewe gaan beteken, dis waar hy gedroom het, 3 jaar lank. En hy het dit nie gekry nie, sy drome is verwoes. In spite van die feit dat hy 80s en 90s gekry het vir sy punte. Nou kan jy sien hoe ou daai drome, jy weet hoe dit ontstaan, hè? Ek wil die Here, dit is nie goed wat die Here vir ons beloof het nie, maar ons sien, dit kan dalk na ons kant toe kom, en ek wil ons begin dit ontvang, ons begin dit own, voordat dit by ons is. En as ons dit dan nie kry nie, dan kan dit verskriklik seer wees. En ek dink baie van ons seer in die lewe het te doen daarmee dat ons eintlik gehoop het die lewe en die Here gaan ons 'n beter lewe gee as wat ons op die oomblik het. Ek verwys hier na my ouma. Toe ek nog groot geword het, het ek 'n sinnetjie waardeer wat sy baie vir ons gesê het. Sy het nogal lief gewees om vir ons rond te stuur en vir jou goedjies te sê wat jy moet doen. En veral toe ek nou kleiner was, jy nou maklik sê, ouma, ek is nie nou lus nie, of jy weet een of ander verskoning uitdink. En dat sy altyd vir ons gesê, en jy gedog, jy is hier vir jou plesier. En ek dink dis wat ons moet verstaan, ons is nie hier vir ons plesier nie. Dit mag 'n verrassing wees vir 'n klomp mense, maar dis nie waaroor die lewe gaan nie. En die lewe kan goed wees, sonder dat ons elke oomblik van elke dag plesierig voel. Lydia het op 'n stadium 'n boek vertaal, wat hulle in Afrikaans die mooi titel gegee het, Pyn het 'n pluskant. Maar in die boek was daar 'n verhaal gewees van die ou vertel van 'n katholieke priester wat 'n boek geskryf het oor joy, oor vreugde, oor geluk. En die boek was 'n treffer en hy is oral genooi om te gaan praat oor die boek. En op een van die plekke waar hy met die vliegtuig aangekom het 2 verslaggewers gestaan om met hom te gesels nou oor die toespraak wat hy gaan hou oor die boek. En op 'n stadium sê hulle, een van die verslaggewers vir hom gevra, Father, are you happy? Nou, jackpot vraag. Die boek oor sulke goed skrywe. Wat sê jy? En hulle sê hy het so langer stil gestaan en toe vir haar gesê, sometimes. En ek het net, dit het op tyd vir my verskriklik baie beteken in my lewe. Ek hoef nie elke dag rasend gelukkig en opgewonde te wees nie. As die Here so nou en dan dit vir my gee, dan die lewe is nie so dat die mens dit elke dag het nie. So verwagtings speel 'n baie groot rol. En as ek nou maar terugkom na die Bybel toe, ek het net al gesê oor die klaagpsalms, vriende, het net vir ons iets sê dat 70 van die 150 psalms is klaagpsalms. As jy 1 uit 2 keer wat jy met die Here praat, voel om te sê, Here, wat gaan aan? Dis nie nou goed nie. Dan sê die psalmboek eintlik vir ons, daar's nog niks fout nie. Jy leef maar net hier op aarde. Dit is hoe dit hier is. Matteus 5, die eerste woorde, of van die eerste woorde, wat Jesus publiek gesê het. Dis die begin van die bergrede. Die eerste 2 sinnetjies daar sê, die eerste een sê,
in party van die vertalings, gelukkig is die mens wat weet hoe afhanklik hy of sy van God is. Nou kan ek sê, dit gaan alles oor angs. Ons raak angstig omdat ons nie afhanklik wil wees nie. Ek wil nie hê ander mense, selfs die Here, moet my goed in sy hande hê nie. Ek sal liewer self wil besluit te doen my toekoms lyk. Die Bybel sê, dit is nie waar jy is nie. Kan ek maar net gou vir u sê, ek het 'n kollega gehad, wat baie lief was vir sport, jong oud marathons gehardloop en klomp verskillende sporte gedoen. Op 'n kol kom hy toe agter, daar's iets fout met hom, gaan dokter toe, hulle ondersoek hom, toe kom hulle agter, hy is waarskynlik met 'n hartklep gebore wat nie goed gewerk het nie, wat nie goed toegemaak het nie. En dit is die ding wat die storie veroorsaak het. En Here, hy is toe in 'n depressie omtrent 2 maande, tot op 'n dag wat ons gesels, toe sê ek vir hom, jy verstaan hè, daar het nie nou 2 maande terug iets met jou gebeur nie. Dis nie asof jy iets gehad het, wat reg was, wat jy toe verloor het nie. Jy het 'n illusie gehad, dat jou liggaam absoluut wonderlik gesond is, wat hy nie was nie. En jy het die illusie verloor, op die ouend. Maar die waarheid is 'n illusie, wat ons verloor, kan ook hierdie gevoelens by ons trigger. Maar die waarheid is net, vriende, al weet ons dit nie, al voel dit by tye vir ons, ek is in volkome beheer van my lewe. Ons weet eintlik, as jy gaan stil staan, 'n bietjie dink daaroor, almal van ons lewens is in die hand van die Here. En as ons die uitstap nou, kan nie erge goed met ons gebeur. So, om te weet, my lewe is nie in my hand nie. Goed kan gebeur met my, maar my lewe is in die Here se hand. Is 'n gewellige troos. En dit is van die eerste woorde wat Jesus sê. Weet jy wat is die tweede ene? Kan julle onthou wat is die tweede saligspreking? Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Moenie heeltyd weghardloop van seer en pyn en negatiewe goed nie. Om te weet van treur, om treur te ken, kan 'n diepte gee aan ons lewe, betekenis gee, wat ons tevore nie gehad het nie. Openbaring, ek het nou so 2-3 jaar terug 'n boekie oor Openbaring geskrywe. Nou nie lank daaroor praat nie, maar Openbaring se hele storie is, die gemeentes daar in Klein-Asië, Johannes kry die nuus dat dit, hulle sê dit gaan baie sleg met hulle. Hulle sukkel, hulle het, toe hulle gelowig geword het, groot verwagtinge van hierdie storie gehad, van hoe wonderlik dit gaan wees, en hoe voorspoedig alles gaan, en dit gaan nie nou so met hulle nie. Hulle het heel wat probleme. En dan skryf Johannes, praat eers met die 7 gemeentes, maar dan skryf hy hierdie boek vir hulle. En baie van die slegte goed wat daar gebeur, wat vir ons baie vreemd is as ons dit lees, sê geleerdes, is 'n teruggryp na Egipte en die pla in Egipte. As jy dit nou weet, dan kom jy agter al hierdie simbole en goed wat verwys daarna. En dan sê hulle die groot ding wat Johannes vir die gemeente sê, hoorie, julle het gedink julle is al in die hemel. Julle is nog nie in die hemel nie. Onthou julle Israel se storie, toe hulle uit Egipte uit Egipte uit getrek het, was hulle nie onmiddellik in die beloofde land nie. Hulle was 40 jaar in die woestyn. Maar dit nie maklik gegaan het met hulle nie. Die Here het gesorg vir hulle, maar dit was nie maanskyn en rose elke dag nie. En wat julle nou beleef, is die 40 jaar, die parallel van die 40 jaar in die woestyn. En die oomblik as die Here mens kan help om dit te verstaan, ons is nog nie in die hemel nie, vriende. Surprise, ek weet nie of julle geweet het nie. Ons is nog nie daar nie. Waar ons is in die
die 40 jaar in die woestyn. En dit kan 'n mens persepsie op die lewe en 'n klomp goed verander. Ek dink sommer nou, want ek het dit ook hier op. C.S. Lewis het iewers 'n vreeslike mooi ding geskryf wat my lewe al baie beteken het. Hy sê iets soos, if you think about life as a place of merriment and joy, waar jy elke dag wonderlik gelukkig moet wees, dan sê hy, then life can be quite horrible at times. Maar dan sê hy but think of it as a place of learning, and it's not so bad. Ons is nie hier op 'n partytjie, of op 'n joyride, wat ons elke dag moet rasend geniet nie. Ons is hier om 'n klompie goed te leer, kans te kry, om dit te doen. Ja, so, pyn en lyding is deel van die lewe. En as die Here mens kan help om dit te verstaan, sê Scott Peck, dan kan die lewe makliker raak. En nie elke dag fantasties nie, maar alright en draaglik, meeste van die tyd. OK, kan ons gou by die, ja, ek is so min of meer halfpad. Kan ek gou by die laaste 3 punte kom? Dit is nou meer amper substansiële goed. Ek het gesê ek wil vinnig praat oor wat sê mense veroorsaak angs. Die tweede ene, hoe help ons mense, want ek dink baie van julle is hier ook omdat julle miskien vriende of familie het wat met die goed sukkel. Hoe help ons mense wat met seer angs en depressie leef? En dan laaste wil ek 'n paar goed sê wat jy weet, dis dissiplines wat mense sê as jy eenvoudig opstaan en begin om dit te doen, dat dit deel is van jou lewe, dit baie van die ondraaglikheid van die probleem kan wegneem op die ou end. OK, gou, wat veroorsaak angs? Ek sê daar's baie menings daaroor. Ek het probeer kyk nou, ek dink wat mense vandag sal sê, dis nou veral sielkundiges wat hieroor gepraat het. Wat mense vandag sal sê is dat daar veral 3 groot sielkundige teorieë oor die ontstaan van angs is wat verskillende mense sal aanhang. Die eerste een is nou die oudste een, en dalk die een wat van die 3 wat die minste aanhang het. Dit is van Sigmund Freud, wat julle nou al van gehoor het, wat die vader van die moderne sielkunde is. En nie 'n gelowige nie. Wat daai tyd, hy het aan die einde van die 18de eeu geskrywe, begin van die 20ste eeu, gesê het dat dit lyk vir hom angs, spanning en angs ontstaan waar mense diep werklike lewensdrange, vir hom het dit in die begin veral gegaan oor jou seksuele drang, waar mense voel hulle behoort dit te onderdruk. Hulle het hierdie sterk drang, maar jy mag dit nie doen nie, of dit mag nie uitkom nie, en jy moet dit onderdruk. Dan bly daai ding onder, maar hy sê, jy weet hier, hy wil opkom boontoe, en daai ding veroorsaak spanning en angstigheid. Nou, na die tyd was daar baie mense wat gesê het, ek wil daai teorie van onderdrukking geld nie net oor seksualiteit nie. Iemand soos Karen Horney, wat baie later geskryf het, ek wil is amper een wat ek dink ek meer van gesien het al in my lewe, het sy gesê, angs het te doen met onderdrukte aggressie. So, jy kry mense, jy weet, wat gou kwaad word, en sy sou gesê het, mense wat gou kwaad word, sal nie maklik angs kry nie. Maar dis mense wat nie kwaad word nie, wat soort van die kwaad word sluk, en voel ek mag nie kwaad word nie. By hulle kan daai angs, of liewer die aggressie, oorslaan amper. In angs mag hulle kry, maar aggressie mag hulle nie. Sidney Girard het soort van as 'n oplossing daarvoor 'n boek geskrywe, The Transparent Self.
En ek dink daar sit baie wysheid in dat hy gesê het, hierdie onderdrukking gaan oor goed waaroor jy ook nie met ander mense praat nie. Jy wil ook nie ander mense moet weet daarvan nie. Dit is baie keer goed wat erge skuldgevoelens by mense veroorsaak het. Maar jy loop maar daarmee, jy praat met niemand daaroor nie, dan vreet hierdie ding aan jou en dit kan angs veroorsaak. Terwyl dit transparant self is, as jy so ver kan kom om met iemand daaroor te praat nie, jy hoef dit nie vir almal uit te saai nie, maar as jy een of twee mense het met wie jy kan gesels daaroor, dan is dit amper of daai ding verlig word op een of ander manier. So, die eerste ene is goed wat ons onderdruk, dit kan verskillende goed wees. Iemand het 'n baie mooi boek geskryf om te sê, en ek dink dit is werklik waar, op die oomblik in die westerse wêreld, veral in 'n plek soos Amerika, en ek dink hier by ons ook, onderdruk mense hulle behoefte aan God. Jy weet, mense wat nie glo nie, wat kies vir 'n ander lewenswyse. Augustinus het gesê, almal van ons het hierdie onrustigheid in ons, totdat ons rus vind in God. En sommige mense wat nie glo nie, ontken daai begeerde, daai drang wat ons het om te konnekteer met ons Skepper en ons Verlosser. En dit kan ook angs veroorsaak. So dit kan enige ding wees wat dit veroorsaak. Die tweede ene is een wat baie wyer loop. Van die hierdie ou het nou meer geanalyseer, daar's baie mense vandag wat daai lyn volg vir terapie, is Harry Stack Sullivan het gesê, Freud se ding was, dat angs veroorsaak word deur goed in jouself, wat jy nie reg hanteer nie. Sullivan het gesê, angs kan ook baie keer van buite af kom, op jou af. Goed wat nie noodwendig in jou fout is nie, maar wat buite jou lê en na jou toe kom. En dan het hy veral daarmee bedoel verhoudings. Dat daar meer verhoudings in jou lewe is wat of nie bestaan nie, of sleg is, of verkeerd is. En dit kan groot emosionele steurnisse in onsself veroorsaak. Veral kan ek sê, sorgende verhoudings. Eers vriende, as ek nou moet sê, iets wat jy sien by baie mense wat angs het, is dit die diep behoefte aan iemand wat na my gaan kyk. Iemand wat ek absoluut weet in my donkerste oomblik daar sal wees vir my. En Stack Sullivan bedoel dat ek kom net weer daarna terug. Ja, dat ek het hier 'n woordjie geskryf, basic trust. Daar sielkundiges iemand soos Erik Erikson het gesê hierdie vertroue in die lewe, dat die lewe alright sal wees, hang baie saam met 'n basic trust wat gevorm word in kinders hier op tot 3, 4, 5 jaar. En dit het te doen, het hy gesê, met 'n baie stabiele verhouding met die pa en die ma. So kinders wat dit gehad het hy gesê, het net 'n voorsprong in die lewe. Jy weet, hulle soort van, hulle raak nie vinnig agterdogtig en angstig nie. Terwyl mense wat daarmee gesukkel het, kan dit 'n probleem wees. Almal sal ook nou nie daarmee saamstem nie. Die derde groot teorie, wat eintlik vandag baie aanhang het, is Aaron Beck en ander mense wat gesê het dat 'n verkeerde verstaan, en dit is eintlik, as jy mooi dink daaroor, kan jy in die begin amper nie dink dat dit so groot ding kan wees nie, maar mense sê dit is verkeerde verstaan, verkeerde denke oor die lewe, oor jouself en oor die toekoms. Is die groot ding wat het Beck gesê, wat angs veroorsaak. En dit het te doen daarmee, vriende, ons het 'n geweldige vermoë om situasies en goed verkeerd te lees. Ek het sommer vir iemand vertel, ek het so in die 90er jare 'n boek gelees wat my nogal baie gehelp het in my lewe. Peter Berger en Thomas Loekman het 'n boek geskryf met die titel A Social Construction of Reality. Social Construction of Reality. En die boek gaan daaroor dat hulle sê, as jy met gewone mense praat, dan sê vir hulle, vertel my 'n bietjie van Suid-Afrika.
dan sal hulle dalk vir jou so 20 minute 'n klompie goed sê, en hulle sal absoluut glo, dit wat ek nou sê, dit is hoe dit in Suid-Afrika lyk. Dit is die diepste waarheid oor Suid-Afrika wat ek nou vir jou vertel het. Terwyl die waarheid is, sê Berger en Loekman, dat wat hulle vir jou gee is 'n construction of reality, wat opgebou is uit 'n paar stukkies inligting wat hulle gekry het. Dikwels 'n social construction of reality, want dit kom van mense wat hulle ken af, ander mense wat hulle hoor praat het oor goed, het hulle so 3-4 van daai goed bymekaar gesit, en dis die reality, dis wat aangaan in Suid-Afrika, dis wat gebeur. Ek dink ons weet dit vandag uit oor hierdie fake news. Jy weet, ek weet nie hoeveel julle nou luister oor Amerika, en die goed waarmee iemand soos Trump besig is nie. Ek wil dit seker meer mense, om 'n wêreld te skep, wat nie regtig bestaan nie, maar wat hulle met hulle woorde bou vir mense. En die sad story is dat op daai manier, met sulke inligting wat ons bymekaar maak, bou ons vir ons 'n beeld op van die lewe, waaroor die lewe gaan, hoe die lewe is. Erger nog, 'n beeld van onsself. Van die verskriklike goed wat gebeur, wat reggemaak moet word. Hoe maklik ons 'n sinnetjie wat iemand vir jou gesê het op 'n tyd, dink dit is waar en dit is die hele storie oor jou. Laat ek vinnig hier vertel. Yes, wel, ek weet dit nou, ek het dit baie gesien by die studente. Maar wat ek die meeste geskrik het, as 'n ou wat saam met my op skool was. Hy is in COVID-tyd oorlede. Hy was 'n goeie vriende gewees. En hy het 'n sielkundige geword. Op skool nie so goed gedoen nie, bietjie losbol gewees. En maar toe gaan studeer, eers onderwyscollege toe en onderwysgraad gedoen, diploma, toe aangegaan met sielkunde en kliniese sielkundige geword. Hulle kuier op 'n stadium by ons, toe is ons seker al toe so 40. En jy weet, ek onthou later die aand, hy het 'n fete gehad met een van die onderwysers, wat nie regtig 'n fete was nie. Ek dink die onderwyser het eintlik van hom gehou, maar jy weet hoe dit 30 jaar terug was, onderwysers en jou ou, jy weet, mense, jy sal maklik iemand sleg sê, half sommer sonder jy dit bedoel. Jy weet, ons sal nie hê jy moet groot kop kry nie. En die onderwyser het by tye vir hom sulke goed gesê, jy weet, Kali, jy's 'n rubbish. Jy weet, jy gaan niks van jou word nie. 25 jaar later, hierdie ou se sielkundige, besef ek op 'n stadium die aand, hy is nou nog besig om vir meneer Simon te wys. Hy is nie rubbish nie. Dat iets wat iemand 25 jaar terug vir hom gesê het op 'n manier net by hom bly steek. Hy fight dit, maar dit was nog altyd deel van sy prentjie van wie hy was. En groot besluite in sy lewe is beïnvloed deur wat meneer Simon vir hom gesê het. Ook ons verstaan van die toekoms word gebou daarop. En so ek dink Beck se ding is 'n baie belangrike een waarna ons moet luister. Baie dikwels het angs te doen daarmee dat ons vreemde, skewe beelde gebou het van waaroor die wêreld gaan. Jy weet dat ons te maklik glo, as ek geld gehad het om 'n bietjie 'n beter kar te koop as een wat ek nou het, sou ek gelukkig gewees het. Of as ek geld gehad het om dit of dit of dit te doen, sou ek gelukkig gewees het. Ek wil hoe ons advertensies wat na ons toe kom, hoe ons val daarvoor. Gaan wonder dat die groot teoloog Karel Barth het gesê oor sonde, twee van die goed wat sonde aan jou doen is, dit maak jou blind, jy kan nie diep kyk nie, en die tweede is, dit maak jou stupid. Oor wat jy glo, en wat jy optel, en nou maar dink, en aanvaar. So, vir baie mense is die begin, die setel van hulle angs, verkeerde, onrealistiese denke oor die lewe, oor hulle self,
en oor die toekoms. In aansluiting daarbij skryf Beck, hierdie ding, Beck of Cole, na wie ek verwys het nou, sê daar is 3 groot goed. Ek wil as julle nou, as 'n mens met iemand wil praat oor hierdie verkeerde verstaan, verkeerde denke, het hy gesê is daar 3 groot temas waar hy dink waar goed verkeerd loop. Die een is jou gevoel van aanvaarding as 'n mens. En hier is 'n groot ding, vriende, wat ons baie sien by mense, dat baie van ons dink, as almal my nie aanvaar nie, is ek nie goed genoeg nie. Ek wil ons moet dit hoeveel keer vir dominees sê, jong dominees. Almal in die gemeente gaan waarskynlik nie van jou hou nie. Ek wil daar gaan mense wees wat jy weet, die dink jy is wonderlik nie. En dis nie die ergste nie. Daar is geen mens van wie almal hou nie. En ek wil dis hoe die lewe is. So aanvaarding en levels van aanvaarding, dit is 'n belangrike ding. Saam daarmee gaan vaardigheid en nog belangriker gaan hierdie gevoelens van kontrole. As ons sê die verkeerde denke, het dit gewoonlik te doen daarmee dat mense op verkeerde maniere dink oor aanvaarding. Ek wil aanvaar word deur mense, maar tot watter mate? Ek moet vaardig wees in wat ek doen, anders is ek niks werd nie. En die derde ene is, ek moet kontrole hê oor my lewe. Ek dink dit is 'n baie groot ene. Wat ek in die laaste punt net hier weer uitbring daar, dat gevoel van verlies van beheer, kontrole oor ons lewe, dit dink ek is 'n baie groot oorsaak vandag vir baie mense se angs. Een van die boeke wat ek nou gelees het, het dit baie mooi gesê, het gesê, angs kom gewoonlik, jy weet, kan ek net sê, angs is ook soos 'n draaikolk. Ek wil, dit is 'n ding wat jou vinnig dieper kan intrek. Het begin met die klein dingetjie waar jy bekommerd is en dit gaan aan. En jy's baie gou sit jy diep onder in daai put. En ons sal sê, jy weet, die gewone patroon wat jy kry, is dat iets loop verkeerd. Jy het hierdie gevoel van onsekerheid effens net. Iets loop verkeerd en jy probeer keer en jy probeer kyk of jy goed kan doen om weer kontrole te kry en rustig te raak. Die helfte van die tyd kry jy dit dalk reg, maar die ander helfte van die tyd kry jy dit nie reg nie. Dan raak daai ding 2 maal so erg. Tot hy op 'n punt kom, sê die ou, waar jy die gevoel het, goed is nou baie verkeerd. En ek weet absoluut nie hoe dit gaan regkom of hoe dit ooit kan regkom. Ek wil, daai is die situasie wat 'n mens moet keer. Hy verduidelik baie mooi hoe hierdie goed gebeur. Jy weet, as jy nou op daai trip is, dat hy sê, ou ry iewers heen, of is nie te ver van sy huis af, is hy by 'n plek, maar dan hoor hy 'n sirene van 'n brandweer. En dan wonder hy, is daai brandweer nie nou op pad na my huis toe nie. Ek is iemand wat, ek het al 'n slag die goed op die stoof vergeet, en dalk het ek nou nie die stoof afgesit nie, en daai brand is by my, en van my kinders is by die huis. Sê my kinders kom iets oor. En ek kom agter hoe so ding loop en jou by die punt kan bring, en dit is erg, waar jy voel, goed is nou baie verkeerd, en ek weet nie hoe dit kan of gaan regkom nie. En kan ek daarby sit nog, ek weet nie met wie ek daaroor kan praat nie. Ek weet nie of daar iemand is wat my sal kan help daarmee nie. Dis soort van die
diepte van angs, ek praat nou maar dat ek so sê, alles wat ek nou praat eintlik vriende is sal ek sê normale angs. George sal volgende week praat oor ek dink erger vorme wat jy kry. Ek het nou gesê ook dat mense wonder nogal baie, daar's 'n debat ook daaroor of sielkundiges of predikante mense moet help om heeltemal weg te kom van angs af, sodat jy dit kan agterlos en jy gaan dit nooit weer in jou lewe ervaar nie. Daar is mense wat soort van dink dis wat moet gebeur. Maar ek sal sê 'n meerderheid mense sal sê dalk is dit onrealisties, veral as jy seer en lyding daarby sit. Dalk is wat ons moet doen om mense tools te gee om daarmee saam te leef. As dit kom, dat dit jou nie te neerdruk nie. Een van die ouens, Jürgen Moltmann van die teoloog het selfs gesê, die groot ding is daar's 'n verkeerde manier om bang te wees en daar's 'n regte manier om bang te wees. Slegte manier om bang te wees en 'n goeie manier om bang te wees. En ons moet mense leer om op die regte manier bang te wees. OK, kan ons kyk na die tweede laaste opskrif. Hoe ek sê nou maar dis belangrike goed hierdie almal. Kan ek net sê ek en George het gedink van die begin hou ons dit by 2 aande. En as daar 'n behoefte is, kan ons later verder oor van die goed gesels en dalk nog aande bysit. Hoe help ons mense wat met seer, angs en depressie leef? Ek dink die eerste is, vriende, dit gaan nou terug na Beck wat gepraat het oor 'n verkeerde verstaan van goed. Baie Christen sielkundiges sal sê, die belangrikste ding wat ons kan doen om mense te help, is om hulle te help om hoe hulle dink oor God en oor sy liefde vir ons en oor die evangelie, om dit te hersien en dit in lyn te kry met wat die Bybel sê daaroor. Calvin het al deur die tyd gesê, ons verstand is eintlik 'n fabriek wat afgode maak. Ek sê baie dikwels, ek bied 'n kursus aan vir studente oor die Triniteit. Dan sê ek vir hulle, soos julle hier sit, het julle baie meer uitgesorde idees oor wie en hoe God is. Wat kom uit julle vroeë kinderdae en uit julle ervarings uit. En ek dink 'n groot deel van geloof is om agter te kom, God is dalk nie soos wat jy dink hy is nie. Of soos wat dit vir jou voel hy is nie. Adrian Kennig het 'n boekie geskryf waarin hy gesê het, ons moet ophou dink oor God en gaan leer in die Bybel hoe God is. En ek dink dis van die belangrikste goed wat met ons kan gebeur. Ek het nou gepraat oor die Triniteit, ek het al vir Melissa hulle gesê, ek sal graag iewers vorentoe 'n reeks hou oor nie God in die algemeen nie, vriende. Ons glo nie in 'n algemene God nie. Ons glo in die Vader en die Seun en die Heilige Gees. 3 in 1. Dis ons glo die 3 verhale wat vir ons in die Bybel vertel word oor God. 3 groot verhale. God as skepper, Jesus Christus as verlosser en die Heilige Gees as die lewendmaker. Goeie vriend van my, wil hierdie hele debat nou, of jy weet, mense wat glo of nie glo nie, of glo jy in God of glo jy nie in God nie. Die vriend van my sê, hy gee klas in Princeton nou, en daar is nou dikwels studente wat met baie twyfel sit, wat in die klasse is, en wat op 'n kolder vir hom sal sê, hulle weet nie of hulle meer in God glo nie. En hy sê, dan sal hy vir hulle sê, nou vertel vir my 'n bietjie van die God in wie jy sukkel om te glo. En hulle begin dan praat, en hy sê, 99% van die gevalle was dit vir hom nie moeilik om na 'n halfuur of 'n uur vir hulle te sê, hoorie, maar ek het nou vir jou 'n surprise, die God van wie jy my nou vertel, ek glo ook nie in hom nie. Die God in wie ek glo, lyk anders. Dis die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dis 'n God, het iemand gesê, wat eintlik op 3 maniere by ons teenwoordig is. Op 3 maniere rondom ons is, om ons te help en te beskerm en sy liefde vir ons te gee.
belangrike ding van die herstel van dat ons meer Bybel sal dink oor wie God is, gaan lei, vriende, tot herstel van ons hoop. En daar is nog een van die definisies, Hans Urs van Balthasar, 'n katholieke teoloog, wat gesê het, angs staan eintlik teenoor hoop. Angs is as jy alle hoop op die toekoms verloor het. Dat jy dink, die Here is nie in beheer nie, jy weet, hy sal nie kan keer nie, kyk waartoe loop goed nou, wat word van die wêreld, wat word van my, as jy hoop opgegee het. En een van die groot goed wat geloof in die evangelie aan ons kan doen, is dat ons hoop op die toekoms, op 'n goeie einde, goeie toekoms, herstel word. Ek het daar tweede een wat ek nie baie oor gaan sê nie, maar op 'n stadium wat dit in my lewe ook nogal vir my baie beteken. Ons moet leer om nie te veel te verwag van die lewe nie, maar ons moet ook leer om nie te min te verwag nie. Ek gaan 'n bietjie terug na hierdie verwagtings toe, die eerste ene. Iemand het gesê, baie van ons pyn het te doen daarmee dat ons wense nie waar word nie, maar ons moet nie ons wense verwar met God se beloftes nie. Ek wil al die goed wat ons wens om te kry, is nie goed wat die Here beloof het om vir ons te gee nie. In daai sin moet ons oppas dat ons goed van die lewe verwag, wat die Here nooit beloof het om vir ons te gee nie. Maar nou wil ek sê na die ander kant toe, ons moet ook oppas, en dis eintlik angs. Ek dink as angs jou oorval, is dit mense wat te min van God verwag. Wat dink hy kan met hierdie ding, of hierdie situasie waar dit nou is, weet ek nie of hy my sal kan help nie. En dit moet herstel word. Die derde een wat ek daar het, kan jy nou dink is baie naby aan die eerste ene, maar daar's nogal 'n groot verskil tussen die twee. Die derde een sê ek, wat kan ons doen om God beter te vertrou en met hom te leef? En kan ek sê die onderskeid tussen die twee is, by die eerste een gaan dit oor ons kennis van God, hoe ons oor God dink. Maar ons word nie net geroep om 'n klomp goed oor God te weet nie. Vriende, ons word uitgenooi om in 'n verhouding met hom te tree, om hom te vertrou. Kan ek sê, ek self, maar baie mense wat ek ken ook, sukkel met hierdie ding. Dat jy met iemand gaan gesels oor sê nou maar jou angs of wat ook al, en op 'n call kom jy by 'n punt dat ek verstaan nou wat gebeur het. En dat jy dan dink, omdat ek het verstaan, gaan dit nou oorgaan. En om het te verstaan is nie al wat nodig is nie. Daar's rondom die verstaan, is daar 'n klomp emosies ook, wat nie onmiddellik wegraak nie. En daai emosies is goed wat gehandel moet word, nie net met kennis nie, kennis ook, maar ook 'n tweede stap. En dit is, dat ons dit sal uitwaag, en die Here sal vertrou en op sy woord neem. En dit haak baie nou aan, by my laaste punt net, om binne 'n klompie dissiplines te gaan lewe. Dit is absoluut ons ervaring. Baie mense se ervaring, dat mense is teesinnig vir die dissiplines. Jy weet, ek kan nie sien hoe dit kan help nie, dis nie my probleem nie. As jy vir my sê, trust me, begin dit net doen. Begin dit net doen, hierdie goed. Hoe goed stadig begin draai in mense se lewens. En dit is waar jy nie net van God wil weet nie, maar waar jy opstaan en begin om gehoorsaam te wees. Begin om met God te leef. Die vierde een wat ek daar noem is 'n ontsaglik belangrike een. Dit is hoe ons dink oor ons roeping en oor die betekenis van ons eie lewe. Ek weet nie wie van julle al gehoor het van Viktor Frankl nie. Hy was 'n sielkundige wat in die Tweede Wêreldoorlog, Oostenrykse sielkundige Jood, wat in die Tweede Wêreldoorlog gevang is en opgesluit is. En daar in hoe hy wat gebeur het met die prisoniers, het hy 'n sielkundige teorie ontwerp, wat hy genoem het logoterapie. En waar dit vandaan gekom het, is dat hy gesê het,
2 mense wat in die opgesluit is, byt vas die eerste ruk, hou kop bo water, maar op 'n dag snap die ene net en wil nie opstaan nie en is heeltemal moedeloos in 'n toestand terwyl die ander een aangaan. En wat is die verskil tussen die twee? En hy sê hy het nou baie met van die gesels en agtergekom, die ouens wat snap is ouens wat nie 'n duidelike lewensdoel het nie. Wat daar's nie iets aan die kant die tronk aan die einde van die oorlog waarna hulle uitsien of wat vir hulle wag wat hulle wil gaan doen nie. Die ouens wat uithou is ouens wat na die oorlog gedink het, jy weet, hy praat oor een ou wat vir hom gesê het, hy het 'n vrou en kinders wat wag vir hom. Hy wil by hulle wees. En dit maak dat hy uithou. En hy het Frankl het was baie lief vir 'n aanhaling van Friedrich Nietzsche wat op 'n plek geskryf het, he or she that has a why to live for can bear with almost any hour. En Frankl se teorie was, jy kan nie al mense se probleme oplos nie. Daar gaan altyd probleme wees. As die sielkundige dink jou job is om al mense se probleme op te los, jy gaan nou oplos, môre is daar nuus. Help mense liewer om betekenis in hulle lewe te kry, wat hulle gaan help dat hulle kan leef met daai goed waarmee hulle sukkel. En dit is absoluut, vriende, moet ek vir julle sê wat ons in die Bybel kry. Calvin en Luther albei het gepraat oor roeping, vocatio, en hulle een van hulle groot punte was om te sê, die Katolieke daai tyd het gedink, net priesters het roepings. Ander mense, julle kan maar doen wat julle wil, het maak nie saak en die Here gee nie om nie. Luther en Calvin het gesê, die Here weet van elkeen van ons. En nie almal van ons moet predikante word nie, maar hy het 'n plan. Hy het 'n roeping vir elkeen van ons se lewe. En om dit te ontdek, en dit is nie so maklik altyd om agter te kom wat dit is nie. Maar dis een van die belangrikste goed wat met 'n mens kan gebeur. Ek het op 'n tyd ook in Suid-Afrika, die tyd dat ek in kerkleierskap is, gaan jy nou baie rond en hierdie selfde ding wat Frankl gesien het. Jy kom mense te wat op is vir Suid-Afrika, jy weet, en hulle gaan môre weg. En dan kry jy ouens en hulle kla oor alles wat verkeerd is. Dan kry jy ouens langs hulle wat in dieselfde situasie op daai selfde dorp bly. Plaas langsaan partykeer. Wat nie so praat nie. En jy weet, ek het ook baie gewonder, wat is die verskil hier? En die tweede ouens was altyd mense wat gedink het, my mense was in die land, ek is hier, ek gaan nie so gou die land opgee nie. Ek wil probeer help, dat ons hier 'n beter land skep, vir my kinders en vir ander kinders. Ek weet goed is nou baie deur mekaar, dit is chaoties en dit is sleg, maar ek wil skouer aan die wiel sit, en ek wil hier wees en kyk of ek kan help om 'n verskil te maak. Gaan nou nie daaroor nie, dit gaan oor die punt dat as ons mense kan help om 'n rede te kry wat jy môre en oormôre gaan doen en wil probeer doen, is dit een van die beste remedies vir angs. Een van die interessante teorieë van 'n Christensielkundige is dat hy gesê het, met die vinnige lewe nou, leef ons al hoe meer met korttermyn doelwitte. Jy weet, vroeër het iemand 'n professie gekies, ek self, en vir 40 jaar, 42 jaar was jy dominee, en ek is dit al nou nog, maar julle weet hoe vinnig mense skuif vandag, van een job na ander, en as jy in daai job kom, jy is 18 maande by daai maatskappy, maar elke 3 maande is daar teikens wat jy moet haal. En die ou het net gesê, baie senuwee-ineenstorting, soos dit daai tyd genoem het te doen met korttermyn doelstellings. Dat jy werk jou gedaan
om oor 90 jaar daar se doelstelling te kom. As jy daar kom, dan moet jy volgende ene opsit. En jy het net nie krag daarvoor nie. Jy mis hierdie lang oriëntasie in jou lewe. Ek moet so 'n bietjie aandruk. Die volgende ene het ek al oor gepraat, vriende, dat ons dink oor die lewe as 'n leerskool. Daai aanhaling wat ek gesê het van C.S. Lewis. Kan ek nou sê, 'n interessante ding wat ek nou die dag lees. Ek weet nou min van breinteorieë, maar is in 'n Duitse boek het ek gelees, het die ou gesê oor hierdie leergierigheid. Gesê die dele in ons brein wat ons lewensingesteldheid bepaal, ons joy, ons goed voel oor die lewe, sit reg langs die lop in ons brein waarmee ons leer. Sodat hy sê, daar's 'n verband. As jy ophou leer het, gaan daai joy ding sak. As jy iemand is wat bly dink daar's nog goed wat ek kan leer, dan gaan jou gemoed net beter wees. Ek dink is absoluut waar. Ek is nou in die 70 en daar's nog 'n hele paar goed wat ek wil probeer uitvind en hoop ek kan dit leer. Nou kom ek by 'n belangrike ene, vriende. Ek het gepraat oor leer. Ek dink hierdie is 'n baie fundamentele swaai wat moet kom in ons lewens. Die uiteindelike doel van die lewe is nie om gelukkig te wees nie, maar dat ons God beter sal leer ken en meer in 'n eenheid, in 'n verhouding met hom sal begin lewe. Ook wetende dat dit is wat eendag vir ons voorlê, dat ons die Here sal sien, dat ons in sy teenwoordigheid gaan wees. Ek weet op 'n tyd het Filippense 3, waar Paulus oor sy lewe skryf, hoe hy eers was, en dan sê het hy Christus ontmoet, en hy sê, nou het ek hierdie een wens in my lewe, en dit is om Christus beter te leer ken. Dis 'n beter doel, as dat jou doel in die lewe is om gelukkig te wees. Ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie, almal sê dit, geluk as 'n lewensdoel, is 'n elusive ding. Hy glip net altyd uit jou hand. Jy kry hom nooit nie, op die ouend nie. Dis iemand het daai boek geskryf met die titel, If all you ever wanted isn't enough. Ek ken 'n paar ouens wat daar deur is, wat vir hulle doelstellings gestel het van hoe ryk en gelukkig hulle wil wees en wat hulle alles wil hê. En ek onthou 'n ou wat by my kom sit en sê, ek het eergister gehoor, ek word CEO van die maatskappy, ek het my 13 jaar vrek gewerk daarvoor. En ek het nog nooit so leeg gevoel in my lewe gehad nie. Toe het ek besef, dis nie wat ek wil hê nie. Ek het gedog dis wat ek wil hê, maar ek het besef dis nie wat ek wil hê nie. Wat Augustinus sê, ons hart is so gemaak, onrustig in ons, totdat ons rus vind in God. Psalm 23, Dawid wat sê, as die Here my herder is, het ek niks meer nodig nie. Mens kom nie maklik daar nie, maar ek dink, vriende, dit is waantoe ons moet werk. Ek gaan die ander goed los, dat ek sommer net sê, hierdie ou werk ook daarmee, en ek dink dis vir ons, my ook nogal iets beteken, dat hy sê, Jesus het meer kere gesê, moenie bang wees nie, moenie beangs wees nie. So, om angs te laat voortduur in jou lewe, gaan jou min in die sak bring. Werk daaraan en laat ander mense jou help om op 'n punt te kom dat jy ten minste op die regte manier bang is, nie op die verkeerde manier nie. Kan ek sluit gou met die dissiplines wat meer mense skryf daaroor. Ek dink dis goed wat julle ken, vriende. Julle sal wel verbaas wees oor die een wat ek bo sit. En ek gebruik maar sommer die Engelse woord wat meer mense sal daaroor praat, en om te sê, die beste remedie teen angs wat jou lewe ontwrig, is connectedness. Dit gaan 'n bietjie terug na Harry Stack Sullivan se teorie toe,
dat angs veroorsaak word deur verhoudings wat verbreek is. As jy op meer vlakke verhoudings in jou lewe het, wat in stand is en wat goed is, ek praat nou van vriende, ek praat van kennisse, ek praat van familie en kinders, ek praat ook van ons verhouding met die Here op die ou end. Vir ons is dit 'n fundamentele ding. Dan veral ook, kan ek bysê, as jy weet van daai verhoudings, is sorgende verhoudings. Dis waar mense omgee vir my. Ek pla nie elke dag vir hulle, maar ek weet as ek in die moeilikheid is, sal ek na hulle toe kan gaan. Dit is 'n geweldige hulpding in ons lewe. Julle weet ook, hulle sal sê mense wat op sleg plekke beland met angs en depressie, is dikwels mense wat nie iemand naby hulle gehad het, met wie hulle kon praat nie. Dis 'n baie groot ding. Die tweede ene is gereelde erediens bywoning, wat op meer vlakke ons help. Daar's 'n Hollandse teoloog, Arnold van Rieler, wat 'n boek geskryf het, Waarom sou ek na die kerk gaan? En dan noem hy 16 redes oor goed wat met jou kan gebeur. Die helfte daarvan is jy nie eens bewus nie. Maar wat met jou kan gebeur, as jy nou maar Sondag kerk toe gaan sit daar. Help jou op maniere wat jy nie verstaan of aangedink het nie. Die derde is Bybellesing, gebed, op gereelde tyd. Dis ook nie een wat maklik kom nie, maar as ons in daai gewoonte kan kom, is dit 'n wonderlike ding. Diens aan ander is 'n ek weet daar's meer sulke liedjies wat baie mooi geskryf is oor iemand wat soort van down and out is en voel hy wil selfmoord pleeg en dan sien hy iemand anders wat nood het en hy gaan help die ou. En hoe diens aan ander baie keer iets kan wees wat op 'n onverwagte manier sin en betekenis aan jou lewe gee. En dan die laaste ene, ek het nou nie geweet presies wat om dit te noem nie. Van die ander ouens praat van confession. So dit gaan nou oor sonde, skuld van daai goed wat jy onderdruk baie keer en niemand oor praat nie, wat groot probleme in jou lewe kan word, om met iemand te gaan praat daaroor. 'n Wonderlike teks in Jakobus 5, het julle dit al raak gelees, wat sê, bely mekaar julle misdade, dat julle gesond kan word. Maar laat ek sê, konfessie gaan oor meer. Daar's baie mense in ander tradisies, byvoorbeeld, Anglikaanse kerk en die Katolieke kerk, praat mense van mentors of spiritual friend. Dat jy iemand het met wie jy een keer 'n jaar van gesels. Anglikaanse priesters, selfs Katolieke ook, word eintlik gedwing om gereeld met iemand te gaan praat, met wie jy oop praat oor alles wat in jou lewe aangaan. En dit kan 'n groot verskil maak vir 'n mens. Net ook om te weet jy het so iemand met wie jy kan praat. En die laaste ene is simpel ene, maar oefening en rus. Kan ek maar sê vir al rus. Ek kon dit nie nou vinnig kry nie, maar daar's 'n pragtige teks in die iewers in die eerste 5 boeke waar gesê word dat God na seker goed wat hy gedoen het, moeg was en dat hy gerus het. En Walter Brueggemann, een van die teoloë, sê dan, jene, as dit van God gesê word dat hy moeg geword het by tye en moes rus, dan kan ons dit ook maar doen van tyd tot tyd. Julle sal weet dat in ons dag is baie van angs het ook te doen met uitbranding. Mense wat net nie meer energie oor het om dit te doen nie. En daarom rus en oefen pas ook daarbij. Vriende, baie dankie. Ek het julle 5 minute langer gehou as wat ek gesê het. Ons het nou nie ongelukkig nie tyd vir vrae nie. Laat ons kyk hoe gaan dit volgende week. Laat ons aan die eind van volgende week ook praat of julle voel ons wil dalk 'n sessie hê waar ons meer net gesels. Ons het gedink in die eerste ronde wil ons maar 'n bietjie input kry van verskillende kante af. Dankie. Kom ons maak net toe dan bid ons saam.
Here, ons sê vir U baie dankie dat ons vanaand hier kon by mekaar wees as gelowiges. Dankie ook, Here, dat ons oor hierdie sensitiewe en moeilike onderwerp kon praat met mekaar. Dankie, Here, dat ons kon hoor dat dit nie 'n uitsiglose ding is waar niks gedoen kan word nie. Dankie dat ons kan weet, Here Jesus Christus, dat die woord vir ons sê dat ons nie op 'n plek kan kom hier op aarde of iets met ons gebeur waar die liefde van Jesus Christus ons nie kan bykom en ons lewe nie kan maak nie. Dankie dat ons dit ook hiervan kan glo. Ons kom bid vir mense in ons eie gemeente ook, Here, in ons eie families wat hiermee sukkel. Ons kom bid vir baie ander mense in ons land en in die wêreld wat hiermee sit. En ons wil vra, Here, help vir ons om vriende te wees, familie te wees, wat gelowiges te wees, wat hierdie mense se lewens elke bietjie beter maak. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.